Nou ja, goeiemiddag, amper aand. Dis die tyd wat die son so begin sak. En ons gesels met Stian de Plooy. Stian, baie welkom hier by ons op For Anglers. Dis dankie Werner. So lekker voorreg om 'n bietjie met julle te gesels. Dankie. Dis lekker om jou weer te sien. Ons het mekaar nou redelik baie gesien die naweek. En vir die kykers onthou ons het ek en Stian het saam getrek. So ons het saam gehengel vir al drie sessies. So dit was baie lekker geweest. Ek hoop jy het dit ook geniet. Ja, fantasties. Mag jy so sê ek kom nou uit die diepste faset uit met die light tackle bulfies wat my kan ek sê faset is. En hierdie was vir my regtig 'n eye opener geweest. Al drie fasette was regtig vir my lekker. Daar is een wat uitstaan, ek glo ons gaan daaroor praat. Maar ek moet sê hierdie was nou vir my 'n eye opener of note. Kom ek sê ek het jou gesê daai aand wat ons die eerste aand bietjie moes vasbyt en deurhengel. Ek het gesien jy kyk my so snaaks en het gevra wil ek gaan slaap. Ek kon jou nie drop nie span, maar ons het gedruk om te wen. So, ons het vasgebyt, maar dit was moeilik vir my hoor. Ek moet sê, maar dit was lekker. Ja, hulle was lekker. Maar baie dankie. Dankie dat jy vasgebyt het. Ons het op die einde van die dag het ons toe per ongeluk as die wenspan uit die stryd uitgetree Ja. Ja. en Ja. 'n lekker interessante Yes. Columbia vouchers en 'n medalje en alles gekry. Was nou nogals lekker geweest. Ja, dit Ja, was baie lekker. Nee, ek wil sê die organisasie was redelik uitstekend van boodse ranke. Alles was lekker geweest, ja. So dit was nice. jy jy het nou eintlik ingestaan vir iemand in jou assosiasie se kant. So wat Dis is reg. jou rol vir wie het jy ingestaan in die eerste plek en wat is jou normale rol binne in jou federasie of jou assosiasie for that matter? Okay, goed. So ons is van die Diepsee SATSA, South African Deep Sea Angling Association, en ons waarnemende voorsitter op hierdie stadium is meneer Anton van der Berg. Hy is die acting president. Hy is van Natal, van ons provinsie. Hy kon dit ongelukkig nou nie met weens ander verpligtinge maak nie. Hy het my gevra met al die verrigtinge alles redelik naby was aan waar ek bly. Het hy gevra sal ek omgee om SATSA te verteenwoordig, en my rol by die vereniging is ek is die voorsitter by Noord-Gauteng, Diep See Angel Vereniging. Ek dien ook op die council meeting as waar al die voorsitters dien, en dan is ek ook deel van die aksiekomitee van SATSA. So ons het 7 lede op die aksiekomitee en ek is een van hulle, en dan help ek ook vir Janus as ek ingestem laas jaar vir die finansiële komitee van SATSA, wat ek help om die dinge reg te hanteer daar saam met Janus Wasserman. Okay, dis reg. Ja, ons het met Janus ook gesels. Skus, ek wil net my krip notes reg kry hierso. Ons het met Janus ook baie lekker gesels en hy het ook vir ons 'n goeie insigte gegee. Nou, sê vir my as jy nou in breë terme kyk na die inisiatief, is nou die eerste jaar wat jy nou eintlik betrokke is daarbey. En hoe vind jy hierdie SASAC Challenge of die inisiatief wat die uitvoerende komitee van SASAC nou bymekaar gesit het? Hoe net so in 'n Ja, oogpunt, wat het jy ja, dink jy van dit? ja, kyk, ek dink uit 'n hengelaarsoogpunt het ek maar altyd net gehoor van SASAC. So ou weet nie regtig waaroor dit gaan nie. Jy hengel net om by jou klere uit te kom en jou kompetisies te doen. En soos jy nou groei in die sport, en soos jy nou groei in jou klub in jou provinsie, en jy raak meer betrokke op hoër vlak van komitees, en nou weet van SASAC komitee, aksiekomitee na SASAC toe, wat ou besef eintlik waaroor alles gaan. En ek moet vir jou sê dit was die inisiatief self, dink ek, is uitstekend omdat 'n ou baie gesels kry en te doen kry met van die ander fasette se voorsitters. Hoor, hoe doen hulle dit? Wat gebeur tans in hulle fasette? Hoe stuur hulle ouens oor see? Wat is te wagte met hulle fasette oor see? En so het ek agtergekom dat ons is as SATSA baie bevoordeel wat ons vereniging vir ons doen as hengelaars, as ek maar luister vir van die ander fasette wat baie harder moet werk om. Weet, fondse is maar 'n probleem. Weet, vir ons hengelaars vandag, dis baie duur. Maak nie saak of jy 'n kurper of 'n karphengelaar of 'n diepseehengelaar is nie. Dit bly duur om jou hengelaars oor see te stuur. Never mind jou oefen, never mind jou gery. So dit is 'n absolute passie wat jy uitoefen as hengelaar, maar ek dink die inisiatief van die naweek is uitstekend. Dit bind bietjie die komitees se of die rolspelers van die komitee bietjie met mekaar. Daar was lekker oor en weer gesels en gekuier, en ek moet vir sê ek dink dis iets wat nie moet sterf nie. Dis iets wat moet groei. Ek dink dit kan beter word nie, want dit was verskriklik lekker. Maar ek dink dit is nodig om dit te bly doen.
going forward. Weer miskien van die ander fasette, 'n diepsee fasette gaan wys hoe werk dit by ons. Dat julle by ander ouens weer by ons leer hoe werk ons goeters. Nie net hoe om die vis te vang nie, maar hoe werk ons as 'n organisasie? Hoe werk SATSA as 'n organisasie en wat doen ons vir ons hengelaars en wat het ons hengelaars te wagte? Ek het nou geleer wat dit gaan behels as ek nou wil gaan karping of wat dit gaan vat om te gaan oorsee hengel vir 72 uur. En dit gaan ek vir jou nou weer kan wys as jy dalk nou volgende jaar by ons kan kom kuier. Maar die inisiatief, ek dink dit is uitstekend. Dit moet voortbou op die naweek wat verby is. Ja, as ons nou so 'n bietjie na die naweek kan kyk, ons het nou weggespring met karphengel en toe het ons oeverhengel gedoen en die laaste dag het ons nou method feeder gedoen. Watter een van die drie fasette het jy die meeste geniet? Maar nee ja, kyk, ek kon nou niemand in die gesig vat nie. Al drie soos ek gesê het was vir my verskriklik lekker. Ek het van al drie geleer, maar die een wat ek die meeste geniet het was die feeder method. Dis een wat ons die laaste dag gedoen het. En as ek dit reg het, is dit ook ek dink jou faset wat jy Ja. tans in fokus. Ons gillie wat ons gehad het is op ek dink een van die land se top outjies en dit was ongelooflik lekker om te sien wat 'n ou eintlik kan vermag met 'n baie dun stokkie, dun gery, klein hoekies, babelous hoekies. Die presisie van dit, hoe presies dit moet wees om dit te kan regkry, want as jy 'n meter links of 'n meter reg is, sorry pel, gooi oor, haal uit, gooi oor. Sorry, ek weet ek net julle het my daai dag laat cast tot ek dit reg gekry het en toe het ons die vis begin kry en ek dink dit is wat vir my gewys het. Dit was my ongelooflik lekker. Dit is hoekom dit vir my ook die lekkerste faset was, want dit is 'n absolute presisie wat jy moet toepas daar. Ja, Armand was redelik streng geweest met jou. Hy het ek sien dat Ja, jy hom so 'n bietjie afgooi dan sê hy, nee, gooi weer. ja. En nee, ek sê nie al uit gooi oor en dan dink ek maar kos los ook net vir 'n minuut. Nee, is nie hoe dit werk in hierdie faset nie. So dit was vir my ja, dit was baie lekker. En as jy hom raak gegooi het, het jy die byt gekry. 100%. Ek Ja. dink as ek reg onthou, jy kan vir myself ek verkeerd was 45 sekondes dan is die vis aan. Ja. Ons het op 'n stadium gesê ons werk op 3 minute. So Ja. 3 minute gelê het en dan sit nie 'n vis aan nie met ons uithaal en gooi ons weer. En dit het vir ons gewerk daai dag. Ek dink ons het redelik goed gedoen. Jy sal nou weet onder Ja. omstandighede. Ek wat 'n novice is, jy wat 'n bietjie meer ervare ou is tussen die twee van ons, dink ek nie het ons sleg gedoen daai dag nie. Nee, ons het goed oor die 100 kg gevang in daai 5 ure tussen ons twee. Ja, So, ja, dit was heel goed. ja. Watter Ja. een van die drie fasette was vir jou die mees challenging geweest en hoekom? Dit was die eerste ene, die karpingel, wat ons deurnag gehengel het. Ons het net 24 uur gehengel, waar by die kompetisie tye is, ek dink 72 uur wat hulle hengel gewoonlik. Ja. Ja. Met hulle gesê of wat hulle gesê ons gaan net 24 uur doen. Dit was vir my die tempo van daai karpingel was wat vir my ek sal nie sê dit het my doodgemaak nie, maar dit is iets wat jy moet dit gewoond raak. Jy kan nie net opdaag en sê ek gaan nou vir 72 uur karpingel op kompetisievlak, kompeterende vlak soos dit gedoen moet word. Dit was my taaf. Buite die feit dat ons moet wakker bly en goeters. Die spoed hoogte. teen wat dit gebeur. Ja, die Die hoogte. hoogheid is ongelooflik. Ek probeer dit vir mense verduidelik wat ek mee praat want almal bel my nou vrou was dit en van die komiteelede bel my en dan verduidelik en sê nou ag kan dit so erg wees as ek wel gaan try dit. Gaan doen dit net vir 24 uur, skaal met 2 Protea hengelaars. Dan soos wat hulle dit doen, dan gaan jy verstaan wat ek vir jou sê wat se intensiteit en teen watter tempo jy dit moet doen as jy wil top presteer. Dis ongelooflik. Nee, ek het baie respek vir daai man, regtig. Ja. Ja, net so vir ons kykers onthou, ek en Stiaan het ons kon nie die groot vis regtig kry nie. Ons vis is gemiddeld was 3.3 kg gewees, maar ons het al 142 vis gevang vir 472 of 475 Dis kg. reg. Ja, 472 kg vir die 24 uur. Ja, en ek dink ons het 3 ure gebreek tussenin vir die etery. Ja. So ja. Ja, so Dis reg. dis 'n goeie tempo, jy weet, dis harde werk. Ja, nee, ek moet vir jou sê daai laaste 6 ure het my gevang. Ek het probeer bybly en ek dink nie ek het jou teleurgestel nie, maar dit was regtig taaf. Ek meen, ek dink dit was die eerste keer ook wat ek sien wat ouens nie vra vir 'n bier of 'n koeldrank na die tyd nie. Hulle vra vir pynpille. Dit was klaar was dit almal vir pynpille gevra. Maar nee, dit was regtig die intensiteit van dit is baie hoog. Ja, nee, maar dit was lekker geweest. Die laaste paar ure moes ons hard werk want Hmm. Annetjie hulle daar op die regterkant op 17 het ons pak slag gegee en ons het hulle hard gejaag. Maar hulle het al die groot Ja. visse gevang. Hulle het daai 7's en 8's en 9's gevang. Ons kon nie dit regkry Ja. nie.
Ons het getraai. Ek weet nie, jy sal vir my sê wat ons volgende keer moet anders doen. Dis meer jou faset as myne, maar of dit nou groter bytes moet wees, weet ek nie en of ons moet nog verder probeer gooi, weet ek nie, maar ons sal voor as ons dit ooit weer doen, sal ons dit anders doen om te kyk of ons beter vis kry. Nee, dis waar, dis waar. Maar dit jy weet om met daai kant van die dam te kompeteer was daai. So ek dink ons het goed gedoen. Ek dink ons het goed gedoen. Sê vir my Stian, as jy so na die drie verskillende fasette kyk wat ons gedoen het, is daar 'n common success factor, 'n golden thread, 'n goue draadjie wat deurloop wat jy kon optel? O, Jessie. Bedoel jy tussen die drie fasette? Ja, wat was Wat daar in bedoel jy? elke Ekskuus, raak ene my net nie verstaan. ja, wat was daar in elkeen gewees wat jy dink is 'n success factor wat deur al drie loop wat 'n common Okay. denominator is? Ja. Weet jy wat? Ek dink deur al drie is die akkuraatheid en die presisie wat jy moet toepas in jou hengel. Ek dink nie dit het soveel te doen met presies wat se byt en wat se dippies jy altyd gebruik nie. Ek dink al drie vir my was akkuraatheid, presisie. Ewen ons Saterdag hengel saam met Ludik was ook presisie. As ek op meer te veel regs gegooi het, het ek gesê okay, ons gaan hom net vir 2 minute los, ons gaan hom nie vir 5 minute los nie, want ek's te regs. Ek is nie waar ons voer nie. Jy weet so ek dink daai in al drie fasette is die akkuraatheid en die presisie nodig om 'n sukses te haal in die faset. Dit is jou vraag antwoord. Hmm. Ja, dis ek probeer verstaan of jy kan of jy iets geïdentifiseer het wat Hmm. vir jou 'n common denominator was. Hmm. Ehm Ja, was 100%. was daar enige tyd in die naweek gewees wat jy gesê het aha of ek het dit nooit besef, ek het dit nooit geweet nie. Iets wat vir jou uitgestaan het wat jy absoluut verstom was mee. As daar so Ja, iets. ja. Ja, 100%. Die laaste dag se die feeder method. Ek het eens geweet daar bestaan so 'n faset nie. En die gery wat jy gebruik om die vis mee te hengel en hoe jy die goedjie kom ons sê die bait presentations doen, die tackle preparations doen. Dit was vir my interessant om te hoor dat ons gaan ontbyt eet baie vroeg, maar ons gaan omtrent eers 2 ure later begin hengel. En ek het nou nie verstaan lekker waar dit gaan nie en toe ek nou op die swem kom, toe sien ek maar okay nee, hier's 'n bietjie voorbereiding wat in hierdie ding ingaan om alles geset up te kry. Hmm. En toe besef ek maar ja, dit is ongelooflik baie en ek dink ek het julle gevra in julle faset as julle kompetisie hengel, het julle vir my gesê julle doen dit 5 ure. Ek dink julle begin 9 uur tot 3 uur of 5 of so ietsie. Ja. 5 ure en nou verstaan ek hoekom, want dit is daarna moet alles weer afgeslaan word. Dis al hierdie opslaan en reg kry en dit moet presies wees want jy sit op daai stoel vir die hele dag en daar's redes vir hoekom jy dit op daai stoel moet sit en alles by jou hê dat jy net links en regs kan vat en as jy iets nodig het. En toe besef ek maar dis dis jy gaan baie voorbereiding in ek dink as jy moet gaan oefen. Ek het jou nog nie gevra hoe oefen julle met die ding, maar ek neem aan hoe julle vang is hoe julle oefen en is ongelooflik wat se tyd en effort hierdie mense moet insit om hulle faset wat hulle like te doen. En ek het nooit besef dit vat so baie tyd om so iets te doen nie, regtig nie. Ja, Was jy baie het lekker. Daai gesien was regtig 'n lekker van. daar's verskillende stokke vir die verskillende afstande gewees. Ja, ja, dit ook nog. Jy weet ek het dit nie eens besef nie. Ehm jy byvoorbeeld en jy voer met dieselfde stok as wat jy vis vang. Nou moet jy eers hierdie dingetjie afval en weer 'n ander mandjie opsit om te voer en dan weer omruil en dit moet alles in tempo gebeur want jy moenie uit ritme uitkom met die vis nie want as jy te lank vat dan vreet die vis al die voer op voordat jy nog weer terugkom om om die vis te vang. So ja, ek het dit nooit besef nie en ek het nooit besef dat karphengel as jy dit reg doen en met presisie en akkuraatheid doen, kan jy baie groot sukses hê nie. En ek dink dis waar ek in die verlede met my kinders en my familie, ons was mos maar almal daar wat maar ons gaan 'n bietjie dam toe, ons gaan 'n bietjie vis vang. Dan kom jy terug en vang jy niks, dan sien jy dit is nie 'n lekker dam nie. En eintlik is dit 'n nice dam. Ek dink jy doen dit net verkeerd. En nou het ek gesien en ek het nie besef dat as 'n ou dit reg toenader die dam met 'n presisie van voer en waar jy voer moet jy gooi en jy moet heeltyd 'n hoë kry hê, dan het jy 'n goeie sukses. So Ja. as daar ouens al buite is wat sukkel, kom vra hierdie manne, hulle weet hoe, hulle verstaan hoe werk dit om karpe te vang en visse te vang in 'n dam. Dink die laaste vragie, dink jy daar was enige iets hierdie naweek wat jy in hierdie fasette gesien het wat vir jou anders laat dink oor jou eie faset wat jy dink, "Jessie,
Miskien kan ek daai beginsel toepas by my kant. Is daar so iets gewees? Weet jy, dit is dalk bietjie moeilik in ons faset. Ons doen ook redelik baie voorbereiding voor die tyd. Ehm ons is net met ons light tackle as ons bietjie bevoorreg. Ons maak baie gebruik van artificial lures. So dis iets wat jy kan prep voor die tyd. Ewen 'n week of twee voor die tyd kan jy hom prep en jy kan hom as jy mooi na die byt kyk en jy deur die hele week met hom mengel. So ja, presisie van goeders. Ek is ook baie erg op die presisie van 'n byt vir die vis te present in die see. So as ek moet vat, hoëkruid is 'n baie belangrike ding. Ongelukkig net my faset laat nie toe dat ek kan nog meer doen as wat ek reeds doen nie. Ek moet my byte presentation en my tackle prep moet reg wees. En as dit nie reg is nie, dan het ek 'n probleem. So ja, dis reg. Ja, die belangrikheid van die presentation is eintlik maar dink ek deur al die fasette. Ehm As ek nou kyk hoe die karp ouens dit doen, klein hoekies, baie finesse insit met die voorbereiding. Die wat was die tweede faset wat ons gedoen het? Ekskuus, help my gou net. Die oorhengel, popvis. Oeverhengel. Ja, die oeverhengel, dieselfde. Weet die toepassing van die presentation van dit was net ook baie presisie en dan ook dan natuurlik die feeder method, presisie, 100%. En ek dink dit spoel deur na al die fasette toe. Die presentation of the bait is op die einde van die dag wat saak maak. As jy nie gelukkig is met daai bait nie, doen hom oor. Dis wat ons altyd sê en ek dink by julle is dit dieselfde. Jy moet gemaklik wees om daai bait in die water te sit om te weet jy gaan sukses hê. En by jou, as hy nie reg smoke nie, dan weet jy, Ek haal hom uit. ja. Sal hom uit, doen hom oor of kry 'n ander ene. Iets is nie lekker met daai een vandag nie. Môre miskien met die stroom anderste of iets, as swem hy beter, hy smoke beter, dan gaan hy dalk werk, maar vandag soos hy nou swem, gaan hy nie werk nie. Haal hom uit. Sit ander een in. Ja. Ja, nee, die Hm. laaste ding, ons gaan nou die volgende jaar is ons nou daar in Hele Valley. Wat kan ons verwag? Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons hengel? Hoe kan ons voorberei? Ja, ons het so 'n bietjie vinnig gesels. Ons gaan ons gaan obviously nou mekaar maar weer kry en ons gaan deurry tot op Yosemite Dam. Ons gaan vir 'n dag sampele kans gee om ons bietjie te help met daai artificial lure angling op Yosemite Dam en dan gaan ons deurgaan so Dwana toe. Ons beplan om om weer spanne te hê. Ons gaan dalk 'n bietjie ander formaat hê in plaas van 2 hengelaars gaan ons dalk 3 hengelaars hê in 'n span. En die eenvoudige rede daarvoor is die allocasie van die bote, dan gaan dit vir ons maklik wees om 'n span met 'n gillie en 'n skipper op 'n boot te sit wat julle dan kan ook bystaan soos wat julle ook nog gehad het vir ons gillies te gee om ons te help met die presentation en die help met dit en waar die loers moet swem en die skipper kan sy werk doen. So ja, ons wil vir julle 'n gamefish faset doen, 'n roofvis faset. Ons wil 'n light tackle faset doen en ons wil 'n heavy tackle faset doen. So ons beplan 3 fasette in 3 dae, maar ons het so 'n klein verrassingkie wat ook nog vir julle gaan wag as ons dit kan deurtrek tot volgende jaar toe. Ja, dis reg. Dit is wat julle kan verwag. Dis reg. Ons het so ligweg gepraat terwyl ons hier daar op die bokse gesit het langs mekaar. Het jy gepraat van die ligtegery en 'n belangrike beginsel, het gesê julle hengel 10 kg lyn. Vir hierdie wel nou maar die groot snavelvis en so voort. Maar jy het gesê jy stel jou drag op 1.8 kilogram. Wat vir my nou nogals het ek gewonder, Jesus, die lyn kan 10 kilogram doen. Hoekom stel jy hom nie op 6 of 7 of 8 of so nie? Dit jy 'n baie belangrike beginsel aan aangeraak daar. Vertel bietjie vir ons kykers, wat is die rede? Weet jy, ek dink wat ek bevind het en elke ou doen sy eie ding. Daar's ouens wat op 3 vang, daar's ouens wat op 3.5 vang, daar's ouens wat op 1.5 vang, maar wat ek gevind het 1.8 is my genoeg. So ons kan ek sê in aanhalingstekens ons target species is natuurlik sailvis. Hoekom sailvis? Want dit is 'n redelike maklike bulfish om met 10 kg lyn gevang te kry. 'n Marlyntjie van nog onder 70, 80 kg kan jy ook nog manage, maar hy kan gou-gou skuins draai en vir jou besig hou vir te lank. So ons probeer ook, ons het ook net soveel tyd in 'n dag om 'n vis gevang te kry en ons probeer soveel as moontlik vir hulle vang in 'n dag, want obviously werk dit die een wat die meeste vang en tyd is ook 'n baie groot faktor. So hoe vinniger jy die vis by die boot kan kry, hoe beter. So ons het bevind dat hoe minder weerstand die vis voel, hoe vinniger settle hy. En hoe vinniger die vis settle, hoe vinniger kan jy by die vis uitkom met die boot in die see om hom suksesvol te tag en release. So gee hom baie drag, beklei hy en hy swem weg en hy spring weg en hy maak daai mooi vir die fotograwe is dit pragtig want dit is fantastiese fotomateriaal.
Maar vir ons as hengelaars is dit nie, want omdat jy dun leaderlyn gebruik, probeer jy ook nie laat die vis so baie spring dat hy nie op jou lyn val en in die lyn afval nie. Ja, jy So wil eintlik as jy glad 'n nie hy moet vis spring met nie. ons wil eintlik glad nie met spring nie. So wat kan ons doen om te keer dat hy spring? En dit is maar kom af op die drek. En dit is maar dit werk vir my. En vir baie van ander hengelaars wat ek saam met Fisher dit ook begin sien en toepas. Ons target tot groot wahoos in Mosambiek op 10 kg lyn met 'n 1.5 kg drek. En dit is nie 5 minute nie, dan is daai vis langs die boot met 'n ligte drek want hy voel nie die weerstand nie. En ek dink jy kan dit beamoen met die karp hengel met die feeder method. Jy kan hom maar net rustig in guide. Hy swem, hy probeer wegswem, maar hy swem na waartoe iets hom lei. En dit is maar dieselfde met die groot vis in die see. Hy voel iets lei hom en hy kom en hy swem langs die boot en jy het hom. Sit vir hom net bietjie drek op met 5 kg drek, dan hou hy vir jou besig. Hy gaan af, hy probeer wegkom, hy spring, die wahoo hardloop 4, 5 keer weg van die boot af. Dit is maar net, dis my ervaring. Ouens gaan met my sukkel en weet jy lekker is as ek kry die vis uit die haie kom nie by hulle uit nie want daar's min drek op die vis wat hom weerstand gee. So die vis kan wegkom van die haai af. Ja. En dit werk vir my in my toepassing as ek gaan vis. Ja, Ons sal hulle wys as ons volgende jaar op die see is. in die karp het ons ook en ek dink jy het dit opgemerk dat die verskil tussen om die vis met 'n regop stok te sit en om in 'n onnatuurlike posisie te trek, het hy baie harder beklei as wanneer jy die stokse punt in die water sit en trek hom 100%. bietjie onder. Ja. 100%. Dis hulle Ek het begin. eers gedink ag nee man, julle is nou besig met snaakse storieetjies. Julle probeer my nou eintlik half uitvang hierso. En julle het vir my gesê want dink ek het as ek reg onthou die eerste twee vis het ek met die stok daarbo beklei en toe het jy later gesê Stiaan jy gaan hom baie vinniger met die kry as jy die punt afhou. En ek moet eerlik vir sê dit werk vir my en dit het gewerk vir ons en dit maak vir my sin. Daai min weerstand wat die vis voel, bring hom net baie vinniger na die kant toe. Ja, Baie vinniger. hy voel nie so geïntimideer nie en het minder adrenalien. Ja, 100% selfs met die seevisvang. So ons gee hom net minder drek. Ja, dis dit. Stiaan, baie dankie. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dankie vir jou insig wat jy met ons gedeel het en ons sien uit om volgende jaar saam met Dankie. julle te gaan kuier daaronder. Ja, dankie Wanner. As ek mag kan ek net weer eens sê dankie Sesek vir julle naweek se reëlings en Andries Maree wat baie moeite gedoen het saam met al die vrouens die lyn. Tannie Annetjie, jouself wat baie moeite gedoen het met die gerye en al ons gillies, al die mense wat daar was met ons kom touwys maak het, kom help het. Ek dink dit was 'n onvergeetlike naweek vir ons almal en julle doen goeie werk en sterkte vir almal in die fasette in die hengelaars. En ja, ons hoop ons sien julle volgende jaar. Baie dankie Stiaan, ons waardeer. Dankie. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Totsiens. Ja, dankie Werner, my bly.